En ons volgende Melk SA gesprek vind ons vandag meer uit oor hulle vaardigheidsontwikkelingsprogram. En ek praat met 'n ou bekende in hierdie bedryf en dit is Gerard Venter van Sampro. Gerard, wat is die werksveld en die benadering van hierdie program van Melk SA? En dit is spesifiek vir die sekondêre suiwelbedryf. Lise, dag, dankie vir die geleentheid. Ja, opleiding is baie groot, maar hierdie projek fokus uitsluitlik op die suiweltegniese deel. En die aktiwiteite wat vir ons belangrik is die vervaardiging van suiwelprodukte, die ontvangs van melk by die fabriek wanneer dit van die plaas afkom en dan die kwaliteitstoetsing. So ons het 3 aktiwiteitsvelde vir opleiding geïdentifiseer. Dit is melkontvangs, vervaardigingsprosesse en kwaliteitsbepaling van die vervaardigde produkte. Uiteraard nie net die finale produk nie, ons doen kwaliteitstoetsing soos wat die proses loop. Jy moet elke korte monster neem om te kyk of jy daarom op die pad reguit is na die eindproduk waar jy wil wees. En ons moet tog ook verstaan, ons het 10 vervaardigingsstrome, beginnende by varsmelk en langlewemelk, en dit verskil tog van botter, kaas, poeier, roomys, yoghurt ensovoort. So, dit is ons grootste poging en dit is die vaardigheidsopleiding vir die vervaardigingsprosesse. Ons benadering is die curriculum gebaseerde. Dit is 'n ou benadering wat ons nou hernu het. En hy's verskriklik gebruikersvriendelik. So dit is lekker. Daar is teorievakke, daar's praktykvakke, dan is daar ervaringsleer. Ons vereis die ouens moet 30 lotte van die produk maak en ons soek kopieë van die produksierekord en die laboratoriumrekord vir die ontleding. En dan is daar natuurlik ook ander opleiding wat vir 'n laer vlak, maar ons kan dit so 'n bietjie later aanraak. Kom ons praat oor die leermateriaal. Hoe is dit nou gestruktureer om aan die behoefte te voldoen en seker oor talle jare ook, né? Dit het nogal 'n tyd gevat. Maar dit was 'n wonderlike voorreg om dit te kan doen. Ons het maar ons universiteitsnotas gebruik, want die graad wat ons nog destyds gehad het, 'n suiwelkundegraad, bestaan nie meer nie. Daar was net eenvoudig te min studente om so 'n departement te regverdig. Toe het ons besluit, maar ons moet nou maar die vervaardiger van die produk. Hy's 'n fabriekswerker en hy werk op die vlak van wat ons in die ou dae sou genoem het matriek. Maar ons moet hulle leer om die tegnologie toe te pas. Ons leer hulle nie om die masjiene te bedryf nie. Daarvoor moet hulle klaar lisensie hê, maar ons leer hulle hoe pas jy die tegnologie toe met daai masjien. So die leermateriaal is gestruktureer in teorie, prakties, ervaringsleer en dan taal en rekenvaardigheid. Maar die taal en rekenvaardigheid word gedek deur die skoolopleiding of bykomende opleiding as hulle nou nie genoeg taalvaardigheid het en rekenvaardigheid nie. Die teorie is in 4 teorievakke verdeel. Iets wat 'n bietjie microbiologie, want jy sien die micro-organismes hou net soveel van melk soos ons en hulle is ons grootste bedreiging. Dit kan ons melk vrot maak, maar ons kan dit ten goeie gebruik, wanneer ons wil kaas maak of yoghurt of amasie of so, gebruik ons bakterieë. Nou ja, dan is daar 'n vak oor prosesbeheer. Dit gaan eintlik oor goeie vervaardigingspraktyke. Wat is die goeie vervaardigingspraktyke? Onder andere dinge soos was en sanering, die toetsing, die auditeringstelsel wat jy het, kalibrering van jou toetsapparaat, as jy byvoorbeeld die pH, die suurheidsgraad van 'n produk, dan moet daai pH meter eers gekalibreer word. Nou jy weet, dit is pragtige werk daai. Dit bring al die dissiplines van microbiologie en biochemie en vervaardigingstegnologie bymekaar. En dit is verskriklik ondersteunend die een tot die ander. Dan ja, die ervaringsleer is eintlik nogal 'n interessante stuk. Daar moet hulle nou die Engelse noem dit 'n portfolio of evidence. Ek dink ons kan dit seker maar 'n getuienisleer noem in Afrikaans. Hulle moet 30 lotte produk maak en hulle moet as kopieë, as getuienis daarvan moet hulle kopieë maak van die produksierekord, die laboratoriumontleding, die reinigingsproses na die tyd ensovoorts, en dit alles in 'n leer aanbied, en dan assesseer ons hulle daarop ook. Hulle word wel vir die teorie geassesseer en vir die prakties geassesseer, en dan nou op die ervaringsleer. So dit is min of meer ons benadering, ons kyk na daardie aspekte van die opleiding. Dan is daar ook laboratoriumopleiding? Ja.
dis baie gestruktureer op die lyn van die 10 vervaardigingsstrome. Jy ontleed tog botter anders as wat jy kaas ontleed. Wel nie altyd nie, daar's sekere toetse wat dieselfde is vir botter en vir kaas. Maar dit is nogal ouerige tegnieke. Ek het nog groot geword in die ou natchemie daar. En nou deesdae het hulle 'n masjien wat binne 4 minute vir jou al die antwoorde gee. Jy sit net 'n klomp kaas in die masjien en hy sit naby infrarooi lig op hom en hy weer kaats en hy doen metings van hoeveel gaan in en hoeveel kom uit en hy kan vir jou sê hoeveel sout, vet en vog is daarin. Dis te pragtig. En natuurlik die tegnologie wat die wonderlike is. Ek het groot geword in my 45 jaar in die bedryf. Het ek groot geword met die ou tegnologie. Nou sien ek investering in splinternuwe tegnologie wat soos ruimtevaartuie lyk. Ek beloof jou, dit is te wonderlik om in dieselfde leeftyd die ou tegnologie te sien en die nuwe tegnologie. So moet jy ook nuut begin. Wel, die beginsels bly dieselfde. Dis net 'n ander toepassing met die meganiek. Jy weet, die masjiene is beter. In die ou dae het ons karre 3 ratte vorentoe gehad. Deesdae die goed 6 ratte vorentoe, jy weet. So die beginsel bly dieselfde, maar die maniere hoe hulle dit doen. En die wonderlike is jy kan die handrolies daar uithaal. Jy kan die aanraking van die mens kan jy nou beperk. En jy kan jou tegnieke so standaardiseer. Wie dis ongelooflik om te sien hoe lot na lot na lot na lot jaar in en jaar uit presies verloop soos wat hulle in die probleme wat hulle ervaar. En jy sal dit nie glo nie, daar's virusse wat ons bakterieë kan aanval. Maar hulle ervaar dit nie meer nie want hulle het die menslike faktor soort van uitgehaal en dit maak dit soveel makliker. Dit gesê moet ek egter nog erken, in Suid-Afrika het ons fabrieke nog baie mense. Ek het byvoorbeeld in 94 'n fabriek in Australië besoek, wat in Suid-Afrika 250 mense sou huisves as werkers, hulle het net 40 gehad. Sure. Maar dit was outomatisering. Nou, ons het 'n goeie balans tussen hoeveel mense en hoeveel masjiene. Maar dis 'n pragtige bedryf. Hierdie bedryf dis vir my 'n trots om in hierdie bedryf geassosieer te wees. Dis mooi hoe die ouens werk, dis skoon ensovoorts. Alright, nou praat ek te veel. Ja, Gerard, is daar nog opleidingsprodukte van Melk SA? Ja, weet jy, ons het induksie vlak opleiding, maar dis nou nie opleiding wat vir enige kwalifikasie, amptelike kwalifikasie gee nie. Dit het ek vergeet om te sê. Vir hierdie opleiding vir die laboratorium en vir die vervaardiging en vir die melkontvangs is daar geregistreerde kwalifikasies. Maar hierdie induksieopleiding is om iemand net werkgereed te kry. In ander woorde, inleiding. Dis daai soos die ou Britte altyd sê, sit by Nelly tipe opleiding, want die meeste van die onderwyseresse se naam was Nelly. Nou, hier moet jy ook by iemand werk, jy moet saam met hom werk om blootgestel te word aan die masjinerie, dan leer jy wanneer om watter knoppie te druk en wanneer om watter kraan toe te maak, en nou deesdae doen hulle dit met rekenaars. Die beheerpaneel is of op die masjien of hy sit in 'n beheerkamer. Dis te pragtig, hoor. Dit werk nie by al die fabrieke so nie, maar by die groot fabrieke waar 75% van die melk wat geproduseer word in Suid-Afrika wel verwerk word. Sjoe, dis pragtig. Dit lyk soos operasieteaters party, hoor. Dit is regtig mooi. Wie doen hierdie opleiding? Weet jy, op die oomblik is daar net privaat opleidingsvoorsieners wat geakkrediteer is. Ek kontrakteer so 'n bietjie uit vir hulle. Hulle dink ek weet daarom so iets. So ek help 'n bietjie met die opleiding, maar ek is nie in per se 'n opleier nie. 'n opleidingsinstansie nie. Ek kontrakteer net my dienste uit, maar dit is private opleiers. Dis mense wat nog oor suiwelkundige vaardighede beskik en ons raak min. Ons raak dinosourusse. Dit is 'n bietjie van 'n bekommernis. Ons sal moet seker maak dat van die mense wat ons oplei in die fabrieke, die kaasmakers, die bottermakers, die poeiermakers, dat hulle ook as instrukteurs opgelei word. Dat hulle hierdie werk kan oorvat, want ons gaan ons nog nie vir ewig hier wees nie. Tuurlik, ja. Gerard, dankie vir al daardie inligting. Gerard Venter van SAMPRO wat vandag met ons gesels het oor die Melk SA vaardigheidsontwikkelingsprogram. Hy is projekbestuurder van hierdie program vir Melk SA. En soos hy sê, daar's groot behoefte vir opleiers. So dalk is jy dalk 'n persoon wat hiervoor in die tou kan staan.